God ken my hart. Het jy al gehoor hoe mense dit sê? En gewoonlik sê ons dit wanneer ons onsself eintlik probeer verdedig. Iemand vra jou oor 'n besluit, 'n houding, 'n reaksie, iets wat jy gesê het, iets wat jy dalk gedoen het, en dan kom daardie baie bekende woorde, ja man, God ken my hart. Jy weet, God ken my hart. My hart is oop voor die Here. En dis waar, God ken verseker jou hart. Maar hier is die vraag, gebruik ek dit as 'n verskoning, of gebruik ek dit as 'n uitnodiging? Want Dawid het ook geweet wat van God en dat God sy hart ken. Dawid het dit nie gebruik om homself te beskerm nie. Hy gebruik dit om homself oop te maak voor God. Hy's kwesbaar voor die Here. Hy vlek sy hart oop voor God. Kyk gou wat sê in Psalm 139 vers 23 en 24. Hy sê: "Deursoek my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. Kyk of daar nie enige verkeerde pad in my is nie, en lei my op die pad wat vir altyd reg is." Daai is 'n baie dapper gebed, want Dawid sê nie net, Here, luister na wat ek sê nie, hy sê, Here, kyk wat agter my woorde lê, deursoek my hart, toets my gedagtes, kyk of daar rebellie in my binnekant is, kyk of daar trots is, kyk of ek arrogant is, wys my, as ek op die verkeerde pad, lei my dan eerder op die regte pad. Met ander woorde, hy sê, Here, ek wil nie hê u moet my kant van my storie hoor nie, net my weergawe nie. Hy sê, ek wil hê u moet my hart vorm. Kom verander hierdie angstigheid, kom vat hierdie spanning nie net weg nie, maar kom lei my hart, kom lei my gedagtes. En dit is hoe 'n ware, kwesbare gebed eintlik begin en hoe dit groei. Want gebed is nie net waar ek my hart uitpraat nie. Dis sekerlik dit ook, maar dis nie al nie. Gebed is ook waar God my hart deursoek. Kom ons wees eerlik, né? Soms bid ons asof God net ons emosies vir ons moet kom bevestig. Here, ek's kwaad, so kom sê vir my, u verstaan ek's kwaad. Here, u sien mos wat hulle gedoen het, né? Here, ek weet mos ek is reg. Ek is nie verkeerd in hierdie situasie nie. Here, hulle het my seer gemaak. Here, hulle weet mos hulle is verkeerd, né? Dit is hoe ons kom na die Here toe. Ons kom met hom daai emosie en dit is okay. Maar wat is agter dit, né? En soms is die waarheid daarin, en hoe ons sê die waarheid, ons kom na hom toe met ons eerlikheid, maar geestelike volwassenheid, né? Begin ook, wanneer ek en jy kan sê, Here, wys my wat verkeerd is, wys my wat ek verkeerd doen, wys my waar ek trots is, wys my waar bitterheid wortel geskiet het in my lewe, wat nie hoort daar nie. Here, wys my waar my woorde nie net uit pyn gekom het nie, maar eintlik uit sonde, waar die dinge wat uit my mond uitkom nie van net pyn nie, dit kom vanuit sonde. Dis nie 'n maklike gebed om te bid nie, maar dis 'n gesonde gebed om te bid. Want daar is 'n enorme groot verskil tussen eerlikheid en arrogansie. Daar's 'n groot verskil. Eerlikheid sê, Here, hier is my hart. Arrogansie sê, Here, hier is my opinie en u moet dit net aanvaar. Ek is reg. My perspektief is reg. Eerlikheid sê, Here, ek het pyn, ek het seer, daar's trane, daar's verwarring. Arrogansie sê, Here, ek het die reg om te sê wat ek wil, soos ek wil. Nee? Basta met die res, die Here ken mos my hart, né? Eerlikheid, geliefde, bring ons altyd nader aan God se hart toe, maar arrogansie gebruik my hart se emosie, hierdie emosionele, verwarrende mengsel van goeters, né, as 'n verskoning om net nie verander te word nie. Ons wil eintlik net dieselfde bly. Dawid wys vir ons 'n ander pad, hy wys vir ons 'n beter pad. Hy nooi God in, nie net in sy pyn nie net in sy gebed en nie net in sy woorde nie, maar in sy motiewe. Dit is waar hy vir God innooi. Dis vir my so kosbaar om te verstaan. Hy vra, Here, kom sny hier binne in my motiewe. En miskien is dit wat ek en jy vandag moet leer om te doen. Nie net sê, God, ken my hart nie, maar bid God, deursoek my hart. Deursoek hom. Vlek hom oop. Wys uit wat hoort nie. Want wanneer God jou hart deursoek, doen hy dit nie net om jou hy doen dit nie om jou te vernietig nie. Hy doen dit om jou te lei. Hy wys nie verkeerde paai uit om jou skaam te laat kry nie, dinge wat hy vir jou uitlig en sê, hierdie hoort nie, hy wys vir jou, sodat hy vir jou en vir my op die regte pad kan bring. So geliefdes, vandag se eenvoudige gedagte is dit, gebed is nie net waar ek my hart uitpraat nie, gebed is waar God my hart deursoek. Vandag, voor jy net sê alles wat jy voel, miskien moet jy eers vra, Here, wat gebeur regtig nou in my hart? Wat is in die gang hierso? Here, wat lê agter my woorde? Here, is daar 'n verkeerde pad in my? Is ek besig dat my woorde my in 'n rigting vat wat uit my emosies uitkom, in 'n rigting wat nie goddelik is nie? Daarom, Here, asseblief, plaas 'n wag voor my mond, ken my angstigheid, moenie dit teen my hou nie, en lei my op die pad wat altyd reg is. Geliefde, God ken jou hart, verseker, maar die vraag is, sal jy hom toelaat
om dit te deursoek. Nou kom ons vat hierdie gebed saam. Kom ons vat hom saam met ons vandag, net prakties. Wat het Dawid gebid? Hy sê, Here, deursoek my hart, toets my gedagtes, wys my wat verkeerd is, lei my op u pad. Here, deursoek my hart, toets my gedagtes, wys my wat verkeerd is, en lei my op u pad. Kan ons so bid vandag? Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, dankie dat ons nie toe kan kom met alles. Alles. Ons op en ons af, ons goed en ons kwaad, ons dingetjies waarmee ons sukkel, ons angstigheid, ons frustrasies, ons teleurstelling, ons pyn, ons seer. Ons gaan kom na u toe met al daai dinge. Maar mag ons vandag bid soos Dawid bid. Deursoek my hart, ken my angstigheid, moed nie teen my hou nie, wys vir my die pad wat reg is. Here, deursoek my hart, ken my angstigheid, moed nie teen my hou nie, en wys my die pad wat reg is. Here, dis die pad wat ons graag wil loop, want u pad is die beter pad. U pad is die gesonde pad. U pad is die pad wat vir ons heel maak, waar vrede ons geskenk is, waar dit ons deel is, mag ons daar wees. Dis my gebed vandag, in die mooi naam van Jesus bid ons dit. Amen en amen. Geliefde, ons sien julle môre, gaan in vrede. Totsiens.